Goeiedag, dis 'n groot voorreg om jou te kan groet op hierdie besondere geleentheid. En ek wil graag met jou vandag praat oor 'n onderwerp wat baie ter sprake is in hierdie tyd van inperking. En dis die kwessie van die noodsaaklikheid indien enigsins van die byeenkoms van gelowiges, kerkdienste. Maar laat ek eers vir jou 'n gedeelte lees uit Hebreërs hoofstuk 11 of liewer hoofstuk 10 vanaf vers 25 of net vers 25. Daar staan: en laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Nou, ek besef dat na 'n paar maande van inperking het die meeste van ons gewoond geraak om ons geestelike oefeninge, ons beoefening van ons godsdiens privaat, persoonlik te doen of deur middel van die sosiale media. En dank die Here dat in 'n tyd soos hierdie wat nog nooit van tevore in die wêreld bestaan het, dat die hele wêreldse kerke in al die lande nie normaalweg kon voortgaan nie. Maar dank die Here dat daar sosiale media is, soos hierdie, waardeur ons mekaar steeds kan aanspoor en bemoedig en kan leer en die woord kan oordra. En ek dink baie van ons het so gemaklik geword en het so geniet dat baie van ons nog gewonder, is dit nog nodig dat ek moet kerk toe gaan? Is dit nog nodig vir 'n kerkdiens? En ek wil graag 'n bietjie daaroor met jou praat. Ek meen die Bybel praat duidelik daaroor. Hebreërs 10 vers 25 sê: moenie die onderlinge byeenkoms nalat soos sommige die gewoonte het om te doen nie. So dit lyk asof selfs in die eerste eeu alreeds, toe hierdie brief geskryf is, dat daar van die gelowiges is wat die onderlinge byeenkoms nagelaat het. Nou, die Bybel is nie so voorskriftelik oor die onderlinge byeenkoms nie. Hy noem dit nie 'n Sondagoggenddiens of 'n Sondagaanddiens nie. Hy noem dit 'n onderlinge byeenkoms, met ander woorde 'n geleentheid, 'n plek, 'n tyd wat die lidmate van daardie spesifieke dorp of stad of omgewing gepas het. In die eerste eeu was dit, eintlik die eerste 3 eeue, was dit veral op 'n Sondag, as die eerste dag van die week, die opstandingsdag, en voor werk Sondag, want Sondag was 'n gewone werksdag. So gewoonlik het hulle vroeg by mekaar gekom, en ook nie in kerkgebou soos ons dit ken nie, want jy kon nie 'n kerkgebou bou in 'n tyd wat Christene vervolg is nie. Jy moes in die geheim by mekaar kom. In huise, soms in katakombes, in woude, in geheime plekke. So, daar was redelike vryheid en toepassing van wanneer die byeenkomste by mekaar of plaasgevind het. En nou vra ons die vraag af: is dit nog nodig? Ek en jy as individu is nie die kerk nie. Ons is lidmate of lede van die kerk van Jesus Christus. En dit moet ons onthou. Die kerk is baie meer as 'n Sondagbyeenkoms. Dit moet ons ook duidelik omskryf, want baie van ons dink kerk wees om Sondag kerk toe te gaan. Kerk wees is 7 dae 'n week. Kerk is waar die gelowiges is. En ons is die kerk deur in tyd. Maar die belangrikheid om by mekaar te kom, kan nie onderskat word nie. Jy sien die Bybel, wanneer die Here praat van sy kerk, dan gebruik hy gewoonlik beelde wat 'n korporatiewe uitdrukking is. Hy sal byvoorbeeld van die gelowiges praat as die liggaam van die Here. Nou, ek en jy is 'n individuele lid van die liggaam. Maar as ek die pinkie is ek nie die hele liggaam nie. Ek vorm deel van die liggaam, net so ook jy. So die liggaam van Jesus, die kerk van Jesus, is die samewees en die samevoeging van al die individuele lidmate. Ons word ook onder andere genoem deur Jesus as deel van die wynstok. Ek is nie die wynstok nie. Hy is die wynstok. Ek en jy is die lote. Ons is deel van die wynstok. En in ons deelwees is ons deel van die kerk van Jesus. As die wynstok die loot afgeknip word, dan is hy nie meer deel van die kerk nie. So word die kerk ook genoem 'n gebou. Ek en jy is nie die gebou nie. Ek is 'n lewende steen en jy is 'n lewende steen. Maar saam vorm ons die gebou, die kerk van Jesus. Ons word ook genoem, die kerk word ook genoem, sy kudde. Ons is skape van sy weide. As 'n individuele skaap is ek nie die hele kudde nie. Ek is deel van die kudde. En ek is vir hom so belangrik as individu dat hy die gelykenis vertel van die 99 wat hy los om die een te gaan haal, maar juist daarin lê die klem op die byeenkoms van die gelowiges.
dat die een wat apart is, dis nie reg so nie, hy moet deel wees. Ek is deel van die kerk van Jesus, en daarom is ek deel van 'n liggaam, 'n gemeenskap, 'n organisasie. Maar die vraag kan nou wel gevra word. Waarom moet ons by mekaar kom? Kyk hoe goed werk die sosiale media. En ek aanvaar dat ook na die inperking, die sosiale media 'n groter rol gaan speel as in die verlede. Dis 'n moderne verwikkeling en verseker kan die Heilige Gees dit gebruik en sal hy dit gebruik. Maar kan dit nie heeltemal as 'n plaasvervanger dan dien vir die byeenkoms nie? Nou moet ons uitgaan buitekant toe, vroeg in die môre, ons loop gevare, risiko's, dit kos ons geld, kan ons nie maar net by die huis wees, alleen en oor 'n skerm of op 'n televisieskerm, kyk na 'n kerkdiens nie. Die Bybel is daaroor baie duidelik. Daar's dinge wat gebeur in die byeenkoms van gelowiges, wat nie heeltemal dieselfde is, as wanneer jy as individu by jou huis is nie. Kom ek noem vir jou 'n paar van hierdie dinge. Ons moet by mekaar kom as gelowiges, omdat dit die plek en tyd is, wat ons die Here sy teenwoordigheid en sy grootheid vier. Kerkwees is 'n celebration. Dis 'n viering. Natuurlik kan jy as individu ook die Here aanbid. Maar reg deur die Bybel is daar soveel voorbeelde van God se mense wat by mekaar kom. In die Ou Testament was daar feeste. Wanneer hulle by mekaar kom by die tabernakel of by die tempel. In die Nuwe Testament lees jy van die disippels wat by mekaar was. Jy lees van huisgemeentes. Jy lees van verskillende byeenkomste van gelowiges, waar Paulus en die apostels bedien het en waar hulle gebid het, vir mekaar gebid het. Selfs in Openbaring, in die hemel, lees ons nie van individue nie, ons lees van 'n menigte, ons lees van 'n skare, ons lees van die gelowiges. Ook daar gaan ons in korporatiewe, heerlike eenheid vorm. So, dit is belangrik dat ons mekaar kom, omdat dit 'n viering is van ons geloof in Jesus Christus. Maar ons moet ook mekaar kom, omdat dit 'n spesiale plek is van versorging. Ek weet baie van ons moet maar in hierdie tyd na ons geestelik self omsien, maar die feit is dat die kerk bedoel is om in 'n sekere sin 'n hospitaal te wees. Mense wat seer het sy emosioneel of psigies of fisies, wat gebed nodig het, wat hulp nodig het, wat ondersteuning nodig het. Die kerk moet 'n plek wees waar seer mense, siek mense, in elke opsig die vrymoedigheid om te kom en waar vir mekaar gebid moet word. Die gebed van die gelowige het groot krag. En ons kom by mekaar om mekaar te bedien. Dis waarom mense saam gedring het om Jesus, omdat hulle geweet daar's heelheid, daar's genesing. Maar die kerk se byeenkoms is ook 'n plek van toerusting. Natuurlik kan ons mekaar ook op hierdie wyse toerus deur die sosiale media. Maar daar's 'n dimensie van toerusting wat verlore gaan as ons nie by mekaar kom nie. Daar is die prediking van die woord, maar daar's ook individuele insette, getuienisse. Daar is dinge wat gebeur, wat ons opvoed in die Here, wat ons laat groei in die Here. Efesiërs 4 is so duidelik, in vers 11 gee die Bybel vir ons daar sekere bedieninge wat aan die kerk gegee is, apostolies, profeties, evangelies, lerend, herder. En daardie bedieninge kom tot vervulling in die samekoms van gelowiges. Dis hoekom vers 12, net die volgende vers sê, hierdie bedieninge is gegee om die gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk. Dis die plek van toerusting. Dis soos 'n universiteit. Dis waarom dit belangrik is dat ons by mekaar sal kom. Maar die kerk is ook noodsaaklik die samekoms van gelowiges vir die doel van vermaning en bemoediging. Dis wat Hebreërs 10 vers 25 sê. Hy sê, moet dit nie nalaat nie, maar kom by mekaar, sodat ons mekaar kan vermaan, des te meer, sodat ons die dag sien naderkom, sodat die wederkoms van die Here naderkom, is dit nodig dat ons mekaar sal vermaan. Die woord in die Grieks kan ook vertaal word met bemoedig. Ons mekaar bemoedig en vermaan. Dit gaan nie oor die kwessie van aanspreeklikheid, van toerekeningsvatbaarheid. In Engels druk dit mooi, accountability. Daar's baie mense wat die kerk gelos het, omdat hulle nie meer verantwoordelik wil wees nie. Hulle wil hulle eie ding doen. Hulle wil nie meer gedissiplineer wees in hulle aanbidding en in hulle godsdienste en hulle beoefening van hulle geloof nie. Ons is verantwoordelik vir mekaar, ons moet mekaar verantwoordelik hou. Ons kan mekaar na die tyd kontak en sê ek het jou gemis. Is daar siekte, is daar probleme? Jy sien 'n kerkdiens
hou ons aanspreeklik teenoor mekaar en maak dat een gemis word as hy nie daar is nie. Maar die kerkdiens is ook belangrik, omdat dit die plek is van fellowship. Die Engelse woord is vir my baie mooi, die plek waar ons die gemeenskap van gelowiges beoefen. Jy kan nie die gemeenskap van gelowiges beoefen daar waar jy alleen is nie. Ons het mekaar nodig, net om by mekaar te wees. Nog voor 'n preek of voor sange, is dit al reeds 'n seën net om jou broers en susters te sien. En baie van u, wat nou vir maande lank nie saam met jou medegelowiges in 'n kerkdiens kon kom nie, weet, hoe mis jy die by mekaar kom van die gelowiges? Paulus was vir 'n paar maande op die see in 'n storm, hy was op 'n eiland gewees, en toe uiteindelik na maande in Rome kom, en die broers en susters kom tegemoet uit Rome uit, toe sê die Bybel vir ons in Handelinge 28, hy het God gedank en moed geskep. 'n Mens skep moed as jy mekaar sien. Ons kan mekaar bemoedig. Prediker 4 vers 9 sê, 2 is beter as 1. Daar's tye wat ek alleen kan wees, daar's tye wat ek alleen moet wees, maar daar's tye wat ons mekaar moet wees. Ons het mekaar nodig. 'n Koeltjie wat in 'n vuur heerlik brand en gloei, as hy daar een kant val, is dit net so 'n japtrap en hy verdof en hy verloor sy hitte. Ons moet deel bly van die vuur. Ek kan in 'n koor sing. En dit is moeilik om van jou noot af te gaan as jy deel is van 'n koor. Die ander stemme vang jou gou weer op dat jy deel is van die lied wat gesing word. Maar as jy 'n solo sing, kan jy baie makliker van die wysie afgaan. En is moeiliker om weer terug te kom. Ek wil weer sê, die saamkoms van gelowiges, het sy in 'n kerkdiens of in 'n kleiner byeenkoms se huiskerk, is nodig, omdat ons mekaar nodig het, omdat ons korporatief die Here Jesus se kerk is. En dan laastens ook, daar's 'n aspek, daar's 'n dimensie van God se openbaring, wat plaasvind waar die gelowiges mekaar kom. Natuurlik kan die Here hom aan jou openbaar as 'n individu by die huis. Maar daar's net sekere van God se werkinge, wat geoormerk is vir die bymekaar kom van die gelowiges. Dink veral aan die gawes van die Heilige Gees, daar in 1 Korintiërs 12, die verskillende besondere gawes. Die meeste van daardie gawes kan net tot vervulling kom, kan net tot beoefening kom, waar daar mense bymekaar is, nie waar een alleen is nie. En dit is waarom dit so nodig is dat ons by mekaar sal kom, want dit is die plek van God se openbaring. Dit is die plek waar die Here met jou so direk kan praat, het sy deur die prediking, het sy deur 'n gawe van die Gees, 'n woord van profesie, het sy deur 'n ander broer of suster, daar's verskillende maniere waarop die Here hom openbaar, daar waar ons mekaar kom. So, om dit saam te vat, my broer en suster, dank die Here, dat ons in hierdie tyd van inperking wel op 'n manier, ons geloof kon voed en kon staande bly in die Here. Dank die Here dat hy die moderne media kan gebruik, maar dit kan nooit en sal nooit 'n plaasvanger kan word vir die bymekaar kom van die gelowiges. En ek wil jou aanmoedig, sodra dit weer moontlik is, dat jy kan bymekaar kom, het sy in 'n huiskerk, het sy in 'n byeenkoms van 'n groot gemeente, met alle verantwoordelikheid waarmee gepaard gaan, moet dit nie mis nie. Dis ter wille van ons eie saligheid, des te meer, sodat ons die dag sien naderkom, is dit nodig, dat ons bande en ons verbintenis met die groter liggaam van die Here sal behou. Wil jy saam met my bid en die Here vra om ons opnuut 'n waardering te gee vir sy kerk, sy eklesia. Here, ek dank U vir die wonderlike voorreg om deel te wees van die grootste familie op aarde, die familie van God in Jesus Christus. Dank U dat ons deel kan wees van sy kudde, deel kan wees van die gebou waarvan hy die hoeksteen is, dat ons die voorreg het om deel te kan wees van 'n gemeente, 'n plek van saamkom, waar ons mekaar kan bemoedig, waar ons kan moed skep, waar ons toegerus kan word, waar ons bedien kan word, waar ons gehelp en ondersteun kan word. Here, ek wil bid dat ons as kerke, meer as ooit van tevore, wanneer ons weer so op mekaar kan kom, sal besef die rol, die belangrike, onmisbare rol, wat die kerk van Jesus moet speel in die saamkoms van gelowiges, dat ons kerk sal wees, soos wat dit was in die vroeë gemeentes. En Here, ons wil gesamentlik bid, Here, maak opnuut in ons harte 'n waardering, 'n dankbaarheid los, vir die kerk wat U 2000 jaar in stand gehou het. En ag Here, as daar iemand is wat nou na my kyk of luister, wat miskien die betekenis en die waarde van die gemeente van die Here verwaarloos het, en gering geskat en onderskat het, Here, dat ons opnuut sal besef,
hoe nodig dit is, hoe belangrik dit is, dat ek nie 'n afgeknipte loot sal wees wat een kant lê nie, maar dat ek deel sal wees van die ware wynstok, dat ek nie 'n skaap sal wees wat afgedwaal het een kant nie, maar sal deel wees van die kudde van die Here, dat ek as lid van die liggaam sal besef ek het 'n plek en 'n rol om te vertolk in die liggaam van die Here. Dankie vir die kerk, dankie dat u die koning van die kerk is, en dankie dat u gesê het, u bou u kerk, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Amen. Seënwense vir jou, mag jy jou rol vertolk in die liggaam van die Here, en vir alles as weer by mekaar kan kom, maak seker, jy neem jou plek in.